Goeiedag geliefdes, ek is Apostel Sarah Wessels van FD Ministries International en dit is 'n voorreg vandag om met julle die boodskap te deel. Voor ons begin sal ek graag net vir ons oopmaak met gebed. Almagtige God en Hemel Vader, dankie vir wie U is, dankie vir wat U in my lewe is. Dankie Vader dat ons kan weet U is ons hoop, ons toekoms. U goedheid en guns volg ons waar ons ook al gaan. En al gaan ons partykeer deur sekere goed, weet ons U is in beheer. En U sal dit altyd uitwerk, sodat ons beter deur daai sal kom. Vader, ek vra dat elkeen sal seën wat na my boodskap luister. Ek laat hierdie boodskap seën, Vader, dat op goeie grond sal val. Dat nie ek is wat hierdie boodskap bring, maar deur die Heilige Gees, Vader. Vader, dankie, ons loof U en ons prys en ons aanbid U wonderlike naam. Jesus Christus naam. Amen. Geliefdes, vandag wil ek bietjie met U gesels oor sekere goedjies in ons lewe wat gebeur, wat nie altyd so lekker is nie, wat ons partykeer vra hoekom en waarom, en al hierdie vrae. Maar vandag wil ek vir U sê, U gaan deur sekere prosesse, want U is dit werd. Wanneer ons kyk na die woord, dan word daar gereeld gepraat van goud en silwer in die woord. En ook spesifiek in Maleagi 3 vers 3. Praat die Here van die smelter en die reiniger van silwer en van goud. En hoe dit gelouter word en hoekom dit gedoen word. En ek lees vir julle vers 3. En hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Jy sien, wanneer ons hierdie beproewings gaan, is dit so vinnig en so maklik om te sê, Here, hoekom? Ons wil altyd die duiwel blameer, of hoekom het die Here dit toegelaat? Maar partykeer is dit die Here self wat ons deur hierdie prosesse sit. Jy sien, goud en silwer, wat binne in 'n rots is, binne in erts is, beteken vir ons niks nie. Maar sodra dit in 'n proses kom waar dit gelouter word en waar dit gesmelt word, waar dit ontgin word, dan gesmelt word, gelouter word. Dit is wanneer die ware waarde van goud en silwer na vore kom. En so is dit dieselfde met ons. Jy sien, wanneer daai goudsmid of daai silwersmid daardie hondjie aan sit en hy draai so op 900 grade Celsius vir silwer. Dis 'n proses. En wanneer hy daai silwer ingooi of daai goud ingooi en hy's deur daai proses wat die vuur gestook is, die brandstof wat in is, die kole, vandag kry elektriese hondjies. Maar wanneer daai gedoen is en hy gooi daai rou goud of daai rou silwer daar binne, moet hy weet dit gaan vir hom moeite werd wees. Want die prys is redelik baie vir daai proses. Jy sien, en net so was die prys vir ons betaal deur Jesus Christus. Jy sien, daar waar hy in daai kruis gehang het en daai bloed wat gevloei het, dit was 'n prys wat hy betaal het. En dis waar hy vandag moet weet, U het goud en silwer binne in U. Want U is goed genoeg. Hy het daai prys betaal want hy weet U is suksesvol. Hy het daai prys betaal want hy weet sy Vader het nog steeds daai planne vir U om te floreer, daai planne vir U van hoop en vir 'n toekoms. Jeremia 29 vers 11. Die proses waardeur ons partykeer moet gaan, is om ons te ontgin as mens. Jy sien, ons eie vlees kan ons partykeer so in die voet skiet. Ons eie vlees kan partykeer ons die doel laat mis wat God vir ons het in hierdie wêreld en in hierdie lewe. Daarom laat God sekere dinge in ons lewe toe. Maar ek kan nie beloof soos goud en silwer deur daai proses gaan, so sal hy ook soos goud en silwer aan die ander kant uitkom. Jy sien, wanneer daai vuur gestook word
En hy bereik daai temperatuur en daai goud en silwer, daai erts word in daai vuur gegooi, in daai smelterspot gegooi, in die crucible. Dan begin daai hele proses. En wanneer dinge goed gaan in ons lewe, is dit wonderlik en ons loof God en ons prys God en ons aanbid hom. Ons vertel hom hoe wonderlik hy is. Maar tog so, wanneer dinge nie so goed is, dan begin ons al hierdie vrae vra. Jy sien juist wanneer dit goed gaan, of nie so goed gaan nie. Ja, maar wanneer dit nie so goed gaan nie, is wanneer ons so nader aan God moet beweeg. Ons moet altyd nader aan God beweeg, want weet jy of dit nou goed gaan of dit sleg gaan, jy het altyd God nodig. Jy het altyd die Vader nodig, jy het altyd Jesus Christus nodig. Jy het altyd die Heilige Gees binne in jou nodig. Jy sien, en wanneer daai tye kom, ons voel ons word beproef. Daai tye wat ons voel, ons gaan deur die branddood. Soos Daniel se vriende daardeur gegaan het. Moet ons net weet, ons gaan deur hierdie goed, want ons is die moeite werd. Ons is die moeite werd vir hierdie proses om deur te gaan. Jesus Christus het ons die prys betaal. Hy het sy bloed laat vloei vir my en vir jy, want ons is die moeite werd daarvoor. En jy sien, wanneer ons hierdie proses gaan, en ons begin al hierdie vrae gaan, vra, en ons sien hoe dinge om ons begin smelt, en hoe ons self van vorm verander. Jy sien, wanneer daai goud en daai silwer begin smelt, daai erts begin smelt, en hulle verloor hulle vorm, so wil die Here ons ook vorm, in die doel wat hy vir ons het. 'n sirkel kan nie doen wat 'n vierkant doen nie. En 'n vierkant kan nie doen wat 'n driehoek doen nie. Jy sien, God wil ons vorm. Hy is die pottebakker. Ons is die klei. Hy wil ons vorm. En so deur daai smelterswind waar die goud en die silwer in 'n balletjie gevorm word wanneer dit daar uitkom. En jy kry sulke gieteisters en vorme. En wanneer ons die goud en die silwer uitgooi in daai gieteister, dan neem dit die vorm aan van daai gieteister. En so is dit presies dieselfde met die planne van die Here vir ons. Jy sien, 'n stuk goud wat 'n balletjie is, beteken niks. Maar wanneer hy gelouter is, en wanneer hy geslaan word en getimmer word, deur die ambagsman, deur die juwelier, die goudsmid of die silwersmid, en dit begin vorm aanneem, en jy begin sien hoe daai stukkie edelmetaal 'n ring word, of 'n armband word, of dit word gegiet in 'n kettingkie, en dit het waarde vir iemand. Jy sien, 'n bol goud of 'n bol silwer beteken niks, daar is geen doel nie. Ja, hy het monetêre waarde, maar dit kan nie gedra word of enigiets nie, maar sodra dit gevorm word, soos die juwelier dit wil hê, dan kry dit 'n doel in hierdie lewe. Jy sien, wanneer God u vorm, soos hy wil hê, is deel van sy plan vir u. Geliefdes, luisteraars, partykeer moet ons maar deur daai proses gaan om ontgin te word. Soos ek sê, daar's goud binne in ons. Jesus Christus het vir ons die prys betaal, want hy weet ons is goed genoeg. En vandag wil ek vir jou sê, al dink jy dalk nie veel van jouself nie, al is jy vandag so kwaad vir jouself, en jy wil jouself nie eers vir jouself in die spieël kyk nie, al voel jy vandag so minderwaardig, al kom hierdie hele wêreld en vertel vir jou, jy is nie goed genoeg nie, sê God vandag vir jou, ek het goud in jou gesit, ek het silwer in jou gesit, jy is goed genoeg, jy sal dit maak, jy is meer as oorwinnaar, Jesus Christus wat jy die krag gee, ek het jou lief, jy is myne, ek het jou gemaak na my ewebeeld. Moet nooit twyfel in jouself nie. Jy is gemaak vir 'n spesifieke doel. En daarom gaan met blymoedigheid deur hierdie
deur hierdie beproewinge. Jy sal altyd sterker deurkom. Jy sien, wanneer dit goed gaan, gaan dit goed, ja. Maar wanneer dit sleg gaan, of nie so goed gaan nie, bou ons karakter. Jy sien, daai goud wat in daai erts is, daai silwer wat in daai erts is, het nie eens glans nie. Mense van die tyd is goud sommer net swart in die erts. Jy sal nie eens dink is goud nie. Maar wanneer dit gepurify is, wanneer dit deur daai proses is, en dit kom daai ander kant uit en dit is blink, en dit word opgepoets, dan kom die waarde van hierdie goud uit. En vandag wil ek vir jy sê, jy het waarde, maar gaan deur die proses. Aanvaar dit en maak 'n deel van die eie. Dit hou nie vir altyd nie. Jy sien, hartseer, hou maar net vir 'n hand. Maar ek beloof jy, joy, wat net van die Here afkom, sal weer in die oggend kom. Gaan deur daai proses, ek beloof jy gaan baie beter daardeur kom. Wanneer jy daar uitkom en jy is so blink soos goud. Jy weet niks op hierdie aarde het daai skitterheid van goud en silwer nie. Dis deel van ook wat edelmetale genoem word. Ja, daar's baie ander ook, maar juis oor hulle glans word hulle erken as edelmetale. Niks kan daai glans verander nie. En wanneer jy deur daai proses aan die ander kant uitkom, ek belowe jy gaan heel uitkom, dalk nie meer dieselfde vorm wat jy was nie, maar die vorm wat jy nog altyd moes gewees het, deel van die skepingsdoel, spesifieke skepingsdoel vir jy lewe, hoe God jy gemaak het, die planne waarvoor hy jy gemaak het, die doel waarvoor hy jy gemaak het, wanneer jy daai kant uitkom, en die lig van Jesus Christus skyn deur en dit reflekteer op daai goud en die silwer wat jy uitgee, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Dis wanneer ons kan uitgaan en die lig van Jesus Christus kan uitdra. Ek bedoel, wanneer ons dof is, wanneer ons so aangepak is van aanpaksels van hierdie lewe en van dinge wat met ons gebeur het, en ons het die Here toelaat om ons te vorm en om ons deur daai proses te sit nie, dan beteken ons nie veel vir die koninkryk en vir hierdie wêreld nie. Maar wanneer ons deur die proses is en ons kom uit daar soos goud en silwer wat blink in die vorm wat hy wil hê vir ons, dan beteken ons iets vir die koninkryk. Jy sien, dan kan die lig van Jesus Christus so deur ons skyn, soveel mense aanraak. Dis wanneer hulle Jesus in jy sien. Ek het al soveel keer vir mense gebid en net deur oor te gee aan God die Vader, deur sy Heilige Gees, met die genade van Jesus Christus, soveel mense al net Jesus in my gesien, en die lig in my gesien, en besef hulle is geliefd, besef hulle het 'n doel, besef dat hulle op hierdie aarde nie maar net is om te oorleef nie, maar hierso is vir 'n baie spesifieke doel. Het hulle vrygekom, het hulle weer hulle identiteit in Jesus Christus gekry, en het hulle lewens verander. Gaan uit en wees die lig. Jy sien, wanneer goud sy glans verloor, is dit nie eens meer goud nie. Ek bedoel, wat se doel het goud sonder glans? Selfs vir silwer. Die woord praat ook van wanneer sout laf geword het, wanneer sout sy smaak verloor het, beteken dit niks nie. En die woord vergelyk ons met die sout van die aarde, ons as die sout van die aarde. En wanneer ons nie meer daai smaak het, of daai smaak of daai geur het van sout nie, dan beteken ons niks. Dis presies dieselfde. Vandag wil ek jy vra, laat God toe, gaan deur daai beproewinge. Jy sal aan die kant uitkom. Baie beter. Volkome. Laat God toe om jy te vorm, soos hy wil hê jy moet gevorm wees. En wanneer Satan jou kom beproef,
en sekere dinge in jou lewe gebeur, weet net, God is nog steeds in beheer, en hy sal jy daardeur kry. En dit sal 'n testimony word. Dit sal 'n getuienis word van sy goedheid, sy guns, sy liefde, sy genade in die lewe. U sal in hierdie aarde deur niks gaan wat hy nie kan omkeer en omdraai vir sy goedheid en guns nie. Elke beproewing waardeur jy gaan is maar net nog 'n testimony wat wag van sy goedheid en guns. Wanneer jy deur daai vuur gaan, weet maar net Jesus Christus is saam met jy daar in die wind. Hy het klaar die prys betaal. Hy het klaar die oorwinning behaal. Jy sal uitstap. Jy is met 'n haartjie geskroei nie. Wanneer God self sy smelters oond aansit en jy deur daai gaan, onthou net, dis vir sy glorie. Soos in hierdie vers 3 van Maleagi 3 vers 3, en hy sal sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat, nou hier is die doel, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Ons lewe is 'n offer aan God die Vader. Ons lewe is 'n offer. Ek is 'n lewende offer aan God die Vader. Sy seun het vir my die prys betaal. En al wat ek moet doen is net my lewe vir hom gee. Laat hy maak met my soos hy wil. Hy weet die beste. God weet die beste wat hy vir ons het. Hy het Jeremia 29, daai planne wat hy vir ons het om te floreer. Hy het ons spesifiek geskape vir daai planne. Hy wil hê jy moet 'n goeie lewe hê. Hy wil hê jy moet suksesvol wees. Hy wil hê jy moet siele inbring in die koninkryk. Dit is sy groot wil. Ons het 'n powerful vessels wees in sy koninkryk. En dit kan net gebeur wanneer ons yield en surrender. Jammer vir die Engels, ek preek partykeer net lekker in Engels. Ons moet net oorgee aan hom, sodat hy met ons kan werk, sodat hy ons kan vorm, sodat ons goue glans kan kry, ons silwer glans kan kry, ons vir hierdie wêreld kan skitter, sodat mense kan getrek word na God toe, deur die lig wat deur hier skyn. Jy sien wanneer 'n lig op goud en silwer val, so ongelooflike lig wat daar uitkom. En dis wanneer ons Jesus reflekteer. Laat sy goedheid en sy guns die deur daai dra, deur daai storms, through the trials and tribulations, daar deur die smelterswind. Onthou net, hy is in beheer. Hy weet die beste vir jou. En sy goedheid en guns sal altyd by jou wees. Nou, elke ding waardeur jy gaan is vir 'n doel. En daai doel is om nader en nader aan die doel te kom wat hy vir ons het. In sy volheid. Dankie Vader. Vader, ons kom net in die naam van Jesus Christus en ons sê net, ons gee oor vandag aan U, Vader. Vader, U weet die beste vir ons. En ons weet, Vader, dat U altyd in beheer is. Dankie Vader vir die mense wat luister na die boodskap. Dankie Vader dat in elkeen se hart werk, net om oor te gee. En te weet, daar's goud in ons. En ons is die moeite werd. Die proses is dalk nie lekker nie. Die proses is duur. Maar ons is dit werd. Want aan die ander kant gaan ons uitkom soos goud en silwer. Vir U koninkryk, vir U doel en vir U glorie. Vader, help ons dat ons lewens aan U gerig word en aan U gegee word vir U glorie. Vader, ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Ons loof en ons prys en ons aanbid U. En ons wil net vir U sê dankie dat U so goeie Vader is. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie vir die tyd wat ek met U kon spandeer. Die Here seën U, hy beskerm U, hy lei U. En mag sy goedheid en guns altyd by U wees.
in Jesus naam. Amen. Tot ons mekaar weer sien. Tot 'n volgende keer. Totsiens.